Onthou jy die ou Halleluja liedjie? Moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Here ontmoet. Die hele gedagte daarachter was dat as mens na die Here wil gaan, eendag as ons hom wil gaan ontmoet, dan moet jy iets hê om te wys. Jy moet 'n dag hê wat jy aan hom gewy het, jy moet 'n siel hê wat jy na hom gelei het, jy moet op een of ander manier iets hê wat jy voor Jesus se voete kan lê en sê, Here, dit bring ek vir U. Die vraag is natuurlik, wat kan ek in my hande hê, wat ek vir die Here kan bring, wat hy nie eerste vir my gegee het nie? Wat is daar wat ek vir die Here kan gee, wat nie van hom afkom nie? Wie bewys hom 'n guns, vra Paulus in Romeine 8, Romeine 11, sodat hy verplig is om iets terug te doen? Ek dink baie keer gaan ons, maar met leë hande na die Here toe. Of ons gaan selfs met goed wat die Here streng gesproke eintlik miskien nie nodig het nie. Ons het aan die begin van die week gekyk na die vrou wat Jesus vooruitgesalf het. En ons het gesien met hoeveel liefde Jesus kyk na dit wat sy vir hom doen. So ja, ek kan iets in my hande hê, wat al kom het van die Here af, wat tog ook vir die Here troos bring, wat vir die Here vreugde bring. Ek kan die Here eer met dit wat ek in my hande dra. Maar so baie keer wil 'n mens troos, maar dit voel vir jou, jy het nie iets om mee te troos nie, want dit wat jy het om mee te troos, is heeltemal te min. Nou ons gaan nou kyk, ook na 'n groep vrouens, wat moet salf in die hande loop, omdat hulle iets wil doen. Kom ons lees die verhaal van die vroue wat na Jesus se graf toe gaan, en ek gaan net 2 verse daaruit lees. Die vroue wat saam met hom uit Galilea gekom het en het hom gevolg en die graf gesien en ook hoe sy liggaam neergelê is. Daarna het hulle teruggekeer huis toe en geurende speserye en reukolies gaan voorberei. Op die Sabbat het hulle gerus, soos die gebod voorskryf. Teen dagbreek op die eerste dag van die week het hulle na die graf gegaan met die geurende speserye wat hulle voorberei het. Kan julle dink wat in hierdie vrouens se hart aangaan? Hulle gaan, so dink hulle, 'n lijk salf. Die ander vrou wat in Betanië vir Jesus gesalf het, het nog geweet, sy kan Jesus in die oë kyk. Jesus kan voel wat sy vir hom doen. Jesus kan reageer op wat sy vir hom doen. Dit kan nog vir Jesus iets beteken. Maar as die vrouens daai Sondagoggend met die salf wat hulle so sorgvuldig voorberei het, graf toe gaan, dan weet hulle kan eintlik vir Jesus niks meer beteken nie, behalwe hierdie laaste eerbetoon. En ek dink in die uiterste situasies van ons lewe, soos wat hulle is dit baie keer wat ons voel. Ons doen wat ons kan, ons doen die beste wat ons het, kan met wat ons het, maar wat ons het en wat ons kan doen, is net te min. En ons kan nie regtig iets doen, iets gee, iets maak, wat die ander persoon regtig troos, wat regtig die ander persoon aanraak nie. En in 'n sekere sin, is ons, wanneer ons met ons gawes na die Here toe kom, ook maar soos hierdie vrouens met die flessies en die goed, hulle bring iets na die Here toe, hulle wil vir die Here iets doen, maar die Here het dit nie meer nodig nie. En ek dink baie keer bring ons ook maar wat ons het, en ons probeer vir die Here iets gee, maar die Here het nie noodwendig nodig wat ons vir hulle gee nie. In die Ou Testament word daar gesê, toe die offerkultus nog aan die gang is, dat die Here vir sy volk deur die profete gesê het, maar ek het nie al hierdie diere nodig wat julle vir my bring nie. En dit kan 'n mens self magteloos laat voel nie. As jy of aan die een kant voel, wat gee ek vir die Here, wat het die Here nou regtig nodig van my, het die Here dit wat ek probeer bied nodig, of as jy aan die ander kant sou voel, maar dit wat ek bring, kan nie meer help nie, het kan nie meer 'n verskil maak nie. Hier is die nood so groot, die hartseer so groot, dat die bietjie wat ek kan bring, my ou handjie vol krye en speserye en salwe en so aan, kan nie regtig 'n verskil maak nie, het kan niks beter maak nie. Nou wanneer die vrouens dan by die graf kom, dan staan hulle letterlik verleë, nie met leë hande nie, maar met vol hande. Want die graf is leeg, en hulle kan met daai salf nou heeltemal niks doen nie. Nou is die liggaam van Jesus nie eers meer daar om te versorg nie. En aanvanklik is dit vir hulle 'n skokwete, hulle dink, miskien is die liggaam gesteel, miskien is die graf gesken, en hierdie laaste ellende nog, nou kan hulle daai laaste bietjie liefde nie eers aan Jesus bewys nie. Maar dan ontdek hulle die wonderlike ding, Jesus lewe. Jesus lewe.
En dink nou maar, hoe voel dit om te staan met die salfies wat jy gebring het om die lijk te salf en Jesus lewe. Jy staan met hande wat vol is. Jy het nie gekom met leë hande nie, maar jy kan niks maak met wat jy in jou hande het nie. Want Jesus is heeltemal anderkant sulke goed. Jesus is daar waar hy nooit weer sal nodig hê nie. Jesus lewe en hy lewe in heerlikheid. Dit bring my by die verhaal so 'n bietjie verder. Wanneer Jesus dan sy disippels ontmoet, sê hy vir hulle, so lees ons in Lukas 24, dan sê hy vir hulle, kyk na my hande en my voete. Dit is ek self. Vat aan my en kyk. Dit is ek self. Jesus kom met sy deurboorde hande en hy wys dit vir hulle en hy sê, dit is ek. Ek is hier by julle. So in 'n sekere sin, die vrouens moet hulle hande wat iets probeer gee, kruis, soos ek in gister se boodskap gesê het, met die hande van Jesus, die deurboorde hande, maar die verheerlikte hande van die opgestane Here. En hulle kan hulle hande in sy hand sit. Hulle kan met hulle hande aan sy hande raak. En hulle kan in aanraking kom met die lewende Christus. En dit beteken, dat waar hulle probeer het om iets rondom die dood 'n bietjie sagter te maak, Jesus hulle hande oorkruis met sy oorwinning oor die dood. Waar hulle probeer het om 'n bitter situasie net so effentjies meer draaglik te maak, neem Jesus hulle in sy lewende hande. Ek wonder baie keer, as ons regtig diep in ons harte dink, oor wie die Jesus is wat ons dien. Dink ons aan hom as iemand wat 2000 jaar gelede dood is, of wat nou afwesig is ver in die hemel, ver van ons af is, en ons moet nou maar probeer om iets vir hom te doen. Ons moet nou maar probeer om ietsie te doen, om sy herinnering lewend te hou, om sy boodskap uit te dra, om vir die wêreld te wys, maar ons glo in Jesus. Dan is ons maar baie soos die vrouens wat met die salfgraf toe kom. Ons dink nie Jesus is regtig hier as lewende Here nie. Ons probeer nou maar om iets aan die gang te hou, om iets 'n bietjie beter te maak met dit wat ons doen. Die bietjie kos wat ons vir armes gee, die bietjie goed wat ons aan ander doen, en so aan is alles goed wat ons moet doen. Maar as ons aan Jesus dink as 'n afwesige Here, of selfs as 'n Here wat eintlik maar dood en begrawe is en 2000 jaar terug, en ons probeer hom nou maar onthou, wat beteken dit wat ons doen? Dan is dit wat ons doen, maar soos hierdie vrouens se salf, iets waarmee ons die bitterpil van die dood en die sonde en verganklikheid net so 'n bietjie probeer versuiker. Maar uiteindelik weet ons dit beteken niks. Maar as ons glo in Jesus as die lewende Here wat sê, kyk my hande, dit is ek self. Die Here wat deur sy Gees by ons is, die Here wat deur sy Gees in ons en deur ons werk, die Here wat deur sy Gees in ons en deur ons sê, ek het die dood vir julle oorwin, en ek gaan ook die dood met julle oorwin. Ek het die sonde vir julle oorwin, ek gaan dit ook in julle lewens oorwin, en ek gaan deur julle ook werk teen dit wat in hierdie wêreld die goeie wil vernietig. Ek gaan werk, sodat julle kan werk. En ek dink dit maak vir my al die verskil. As ek in 'n situasie gaan wat ek iets probeer gee, iets probeer doen vir mense, iets probeer troos, dan gaan ek as iemand wat glo in die lewende Here, wat reeds in daai situasie is, wat reeds aan die werk is. En die bietjie wat ek doen, en dit wat hy doen, oorkruis in sy liefde. Amen. Die hand wat julle hier agter my sien, is die klassieke seëngebaar wat in al die ou afbeeldings van Jesus kom. Die gebaar waarmee daar gesê word, genade vir jou en vrede. Die gebaar waarmee die Here nie net vir ons iets gee nie, maar waarmee hy vir ons self gee. En wanneer ek jou seën, so sê Numeri 6, dan seën die Here self jou. As ek nie 'n lewende Here gedien het nie, as ek 'n Here gedien het wat 2000 jaar gelede dood en begrawe was, dat my seën niks beteken nie, dan was dit maar woorde. Maar omdat ek die lewende Here dien, glo ek dat wanneer ek jou nou gaan seën, seën hy jou ook. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor
en aan jou sy vrede gee. Amen.